Vandag se ontleding gaan oor iets wat ons almal het, maar selde regtig aan dink. Die presiese plasing van jou kop en nek. Ja, En om dit te ondersoek, het jy vir ons 'n baie ongewone bron gestuur. ek het, ja. 'n Eksklusiewe onderhoud met 'n perd. Met die naam Gandoer. Dis weg. Toe ek dit sien, het ek eers gedink dis 'n grap. Regtig. Maar hoe dieper ek gelees het, hoe meer het ek besef, wat kan ons meer leer oor balans as 'n wese wie se hele bestaan daarvan afhang? Presies. Dis presies die regte vraag. Want Gandoer se perspektief, dit dwing ons om heeltemal verby daai gewone instruksies te kyk, soos Staan regop. ja, of trek jou skouers terug. Dis klisjées wat dikwels meer skade doen. Hy neem ons na die onderliggende biomeganika, na daai fyn hiërargie van spiere wat eintlik eers moet reageer. En die fascinerende ding is hoe sy wysheid 'n spieelbeeld word vir die menslike ervaring, veral in iets soos Pilates. Waar die kwaliteit van die beweging alles is. Absoluut. Alles. Goed, kom ons begin by die kern van sy argument. Gandor sê, vir 'n perd is die plasing van die kop nooit die beginpunt nie. Nooit. Dis die absolute eindresultaat van 'n kettingreaksie wat diep binne die liggaam begin. Dis die gevolg, nie die oorsaak nie. En dit is die eerste groot denkfout wat meeste mense maak. O ja. Ons probeer die gevolg beheer die posisie van die kop, sonder om die oorsake aan te spreek. Dis soos om die wysers van 'n horlosie te probeer rondforceer om die tyd reg te maak. In plaas daarvan om die interne meganisme te herstel. Presies. En hy beskryf daardie interne meganisme as 'n reeks domino's. Dit begin sê hy met 'n sagte intensie. Daardie intensie lei dan tot 'n vrye, ontspanne rug. Dit lei tot 'n soepel skof wat vir ons seker die area tussen die skouerblaae sou wees. Ja, die torikale ruggraat. En dit ontsluit weer beweeglikheid in wat hy die cervicotorikale skarnier noem, so waar die nek en die boonste rug bymekaar kom. En eers dan. Eers dan, sê hy, kan die kop moeiteloos in die regte posisie rus. Presies. En dan gebruik jy daai wonderlike metafoor. Hy sê die nek is beide 'n aflosstokkie en 'n barometer. Ek is mal oor daardie beeld. As aflosstokkie gee dit die energie en beleining van die ruggraat deur, maar as barometer meet en vertoon dit die spanning in die hele stelsel. So as daar iewers spanning is in die rug of heupe, En sal die nek dit onmiddellik wys. Dit word styf. Jou nek skreeu letterlik die geheime van die res van jou liggaam uit. en ek kontrasteer hierdie hele natuurlike proses met dwang. Vir 'n perd is dit daai skielike pluk aan die teels. Die ruiter sien dit dalk nie, maar die perd voel elke mikro-aanpassing. Dis die verskil tussen ligtheid en spanning. Jy weet, terwyl jy dit sê, besef ek is self heeltemal skuldig. Hoe so? As ek voel ek sit skeef voor my rekenaar, is my instink om my kin met geweld in te trek. Ja, of jou skouers af te forceer. Presies. Ek probeer die eindresultaat regmaak. Maar Gandor se punt is, jy kan nie postuur forceer nie. Jy moet die toestande skep waarin goeie postuur van self kan gebeur. Dis 'n uitnodiging, nie 'n bevel nie. Daai onderskeid is deurslaggewend en dit vlieg direk in die analogie wat Gandor spesifiek vir ons mense gee. Die hoed. Ja, die hoed. Hy sê ons moet aan ons kop dink as 'n hoed van omtrent 5 kg. Dis swaar. Dis baie swaar. As daai hoed perfek gebalanseer is, voel dit gewigloos. Maar as dit net 'n bietjie vorentoe of skeef is, Moet jy dit konstant met spierkrag regstel. En daardie konstante regstelling is die resep vir chroniese pyn. absoluut. Wanneer daai 5 kilo hoed van balans af is, gaan die liggaam in 'n laaggraadse konstante paniekreaksie. Die spiere wat bedoel is vir groot bewegings, Soos die boonste trapezius, ja, bo op jou skouers, hulle word skielik gedwing om 'n statiese stabiliserende rol te speel. En hulle is nie daarvoor ontwerp nie, so hulle word uitgeput en kliphard. Gandor se beskrywing van die gevolge is iets wat so baie mense sal herken. Die nek absorbeer die spanning, die trapeziusspiere word styf Skouers trek op na die ore, en die asemhaling word vlak en skuif hoog op in die bors. Dis basies die bloudruk vir 'n moderne lesenaarwerker. dis dit. En die rede hoekom ons in hierdie patroon verval, is diep gewortel in ons anatomie. Veral hoe ons die spiere in ons nek gebruik. En dit bring ons by spierhiërargie. Ja, hy maak 'n baie duidelike onderskeid tussen die boonste nekwervels C1 en C2, die atlas en axis, en die res C3 tot C7.
Hy noem daardie boonste area, net onder die skedel, die vestibuul van liggaamsbewustheid. Ek is mal oor daardie term. Dis presies wat dit is. Daardie C1-C2 gewrig is uniek. Dis ontwerp vir uiters fyn, subtiele bewegings. Nie vir brute krag nie. Glad nie. Dis gebou vir intelligensie en persepsie. En dan identifiseer hy een spesifieke, klein beweging as die sleutel tot alles. Daardie sagte, doelbewuste kopknik. Die Ossemon d'Etat. Hy noem dit die eerste asemteug van die nek. Dis amper onsigbaar, maar dis fundamenteel. So, wat gebeur anatomies in daardie klein knik? Dis waar die hiërargie in spel kom. Daardie klein knik is ontwerp om die diep nekspiere eerste te aktiveer. OK. Die spiere met name soos die longus colli en longus capitis, wat reg teen die voorkant van jou nekwervels lê. Hulle is die fyn instellingsknoppies van jou postuur. Hulle behoort altyd eerste aan te skakel. So as dit die ideale scenario is, wat is die realiteit vir die gemiddelde persoon? Watter spiere neem oor? Wel, in die meeste van ons word daai diep spiere lui. Die brein stuur 'n sein uit, lig die kop op, maar die fyn instellingsknoppies reageer nie. So die liggaam doen die volgende beste ding. Ja, dit roep die groot, kragtige, oppervlakkige spiere in. Die groot ouens. Die swaar gewigte. Die swaar gewigte, ja. Die boonste trapezius, die SCM, daai twee groot, touagtige spiere aan die voorkant van jou nek en die skeleenspiere. En wanneer hulle oorneem, Is dit soos om 'n Switserse horlosie met 'n hamer te probeer regmaak? presies daai. Hulle trek die kop vorentoe en druk die wervels saam. Hy gebruik 'n voorbeeld uit die perdewêreld wat dit perfek illustreer. Die perd se brachiocefaliese spier. Wat die kop direk met die skouer verbind. Ja, en as daai spier oorgespanne is, vries die hele nek. Dit bewys weer sy punt dat die nek nooit in isolasie werk nie. Dis 'n brug. Daardie brugmetafoor is so treffend. Dink daaraan, as 'n brug te rigielig is, kraak dit onder spanning. Dit moet kan meegee. En die fondasies aan weerskante, die torakale ruggraat en die skedel moet stabiel wees. Anders kom al die spanning op die brug self te lande. Dit laat my wonder, as die nek 'n brug is, wat gebeur as een van daai fondasies, kom ons sê die torakale ruggraat, die boonste rug, heeltemal styf is? Wat dit vir so baie mense is. Ja, Hoe beïnvloed dit die hele stelsel? wel, dis die kern van die probleem. Jou boonste rug is ontwerp om te roteer en te buig. As dit soos 'n soliede blok beton is, moet die nek oorkompenseer. So die nek moet al die werk doen. Al die draai- en buigwerk waarvoor die hele bollyf bedoel was, dit word oorwerk, oorstrek en uiteindelik pynlik. Dit beïnvloed selfs jou blik, jou oë verloor hul natuurlike as. Dis fascinerend hoe alles so verbind is. En hy gee dan 'n baie eenvoudige gedagte-eksperiment om dit teen te werk. Voel hoe jou skedel wegbeweeg van jou sakrum. Ja, Ek het dit probeer terwyl ek gelees het en sonder om 'n spier te span, skep daai een gedagte onmiddellik 'n gevoel van lengte. dis 'n pragtige neuromuskulêre tegniek. Dit gebruik verbeelding, nie brute krag nie. En dit sluit aan by sy volgende punt oor die blik. Die oë. Ja, daar's 'n diep oeroue verband tussen ons oë en die spiere van die nek, veral daai klein suboccipitale spiertjies. Kom ons probeer gou iets. Goed. Vir almal wat luister. Gaan sit gemaklik, laat jou blik stadig sak na jou skoot toe en lig dit dan nog stadiger op na die horison. Voel jy hoe daai heel eerste subtiele beweging reg agter by die basis van jou skedel begin? Ja, dis 'n merkwaardige gevoel. Dit voel moeiteloos. Dis die gevoel van jou blik wat jou kop lei, eerder as jou groot nekspiere wat dit forceer. En dit bring ons by die praktiese toepassing. Ek was so nuuskierig om te hoor wat 'n perd van Pilates oefeninge dink. Ja, ek ook. Eerstens kraniovertebrale fleksie, wat basies daai einste klein sagte kopknik is. 'n Oefening wat so baie mense afskeep omdat dit te klein of te maklik voel, hulle wil die burn voel. Presies, maar luister nog aan Dor se beskrywing. Hy noem dit 'n juweel van presisie. Dis pragtig. Hy sê die beweging is byna onsigbaar van buite, maar immens van binne. Dis 'n sein van sentrering aan die senuweestelsel.
en is die perfekte manier om daai diep nekspiere, die longe skollie, wakker te maak. Jy leer jou liggaam weer die korrekte spieraktiveringspatrone. Dis 'n heropleiding. Ja, hy sê 'n perd wat rustig staan en sy kop so effens knik, hy's nie onderdanig nie, hy luister na sy omgewing en na sy eie liggaam. Dan die gemodifiseerde abdominale voorbereiding. So 'n genuanceerde crunch. Gandoer sê die skoonheid hiervan is dat dit die bo- en onderlyf verbind. As jy begin met daai korrekte, sagte kopknik, kan die bolyf opkrol sonder enige druk op die nek. Sy beskrywing is amper poëties. Hy noem dit 'n golf, 'n spiraal, nie 'n sametrekking nie. En weer eens is dit die kwaliteit wat tel. 'n Tipiese crunch is 'n rigiede, blokagtige hefbeweging. Ja, waar mense al ken op 'n borsdruk. Presies. Gandoer se golf beskryf 'n opeenvolgende artikulasie van die ruggraat. Dis die verskil tussen 'n beweging wat spanning skep en een wat vryheid bou. Laastens, die gemodifiseerde borsslag, waar jy op jou maag lê, Gandoer noem dit die adellikheid van beweging. Ek hou van daai een. Hy sê die blik lei die ekstensie, die kroon van die kop reik weg van die stuitjie en die borskas open sonder spanning. Hy beskryf dit as 'n innerlike styging, nie 'n opstoot nie. En daardie idee van 'n innerlike styging is direk gekoppel aan asemhaling. Jy skep ruimte vir die diafragma. So dit word 'n asemhalingsoefening, nie net 'n rugoefening nie. Hierdie beskrywings gaan oor die innerlike sensasie. Dis die verskil tussen om 'n oefening te doen en om 'n oefening te beliggaam. So die gevoel van die beweging is belangriker as hoe dit lyk. En dit laat my dink, die woorde wat ons gebruik om mense aan te moedig om te beweeg moet ongelooflik belangrik wees. Hulle is alles. Die taal wat jy gebruik skep die neurologiese pad. Jou brein en spiere reageer heeltemal verskillend. Gandoer gee 'n perfekte voorbeeld. In plaas daarvan om te sê, trek jou kin in, Wat 'n spanningsryke, sametrekkende aksie is. stel hy voor jy sê, laat jou nek verleng. Die een is 'n harde opdrag, die ander is 'n sagte uitnodiging. Trek in, skep spanning. Laat verleng, nooi ruimte uit. Nog een is, staan regop. Vir baie mense beteken dit. Bors uit, rug hol, spiere span, 'n militêre houding. En sy alternatief is, laat jou kop in sy as sweef. Weereens daai beelde van ligtheid, ruimte, moeiteloosheid. Dit verander die hele benadering van 'n stryd teen swaartekrag na 'n dans daarmee. En dit lei tot sy laaste punt, respekteer die ritme. Moenie aanvaar net omdat 'n beweging klein is, dit nie diep is nie. Die mees transformerende werk is dikwels skaars sigbaar. Presies. Dis die innerlike verskywing wat tel. Goed, kom ons probeer al hierdie wysheid opsom. As ons dit tot een sentrale boodskap moet distilleer, is dit dat die kop 'n roer is. Ja, Dit stuur die rigting, maar dis nie die engine van die skip nie. Die engine is die kern, die krag kom van die ruggraat. Die roer moet altyd in harmonie met die hele skip beweeg. perfekte opsomming. Soos hy dit stel, beweging begin in die gedagte, word verfyn in die nek en vind uitdrukking deur die hele ruggraat. En ek dink ons moet afsluit met sy kragtigste gedagte, die een wat regtig by my gebly het. Watter een is dit? Hy sê, die kopknik is nie onderdanigheid nie. Dis 'n buiging voor balans. Wow! Dit herdefinieer daardie klein bewegings heeltemal. Dis nie 'n teken van swakheid nie, maar 'n daad van diepgaande bewustheid en liggaamlike intelligensie. Dis die erkenning dat ware krag nie in rigiditeit lê nie, maar in die vermoë om fyn aan te pas. 'n Buiging voor balans. Dit is 'n gedagte wat lank by jou sal bly. En dit bring ons by ons finale vraag aan jou. Nou dat jy weet dat die kleinste, mees subtiele kopknik 'n intieme gesprek met jou hele ruggraat kan begin, watter boodskap stuur jou postuur op hierdie presiese oomblik? En as jy daardie boodskap met een enkele sagte intensie kon verander, waar presies sou jy begin?